Stilweg draai my verstilte praat. Voel ek vrede sag in my hart. Geen geraas, net 'n fluisterstem wat my roep om naby hom te kom. By 'n tree wat ek alleen wou gaan, het hy lank al reeds vir my beplan. Stilweg draai my deur elke dag, deur die donker nag, deur elke slag. As my krag verdwyn en hoop raak min, hou sy liefde my veilig binne-in. Stilweg draai my sag en stil, presies waar hy my hê wil. Op die grondpad waar die wind nog sing, voel ek sy hand om my bring. Elke traan wat val op droë grond, word genade wat my weer omvou. As my oë nie die pad kan sien, Goeienaand, Suster Johanna. weet ek hy sal my steeds dien. Stilweg draai my deur elke dag, deur die donker nag, deur elke slag. As my krag verdwyn en hoop raak min, hou sy liefde my veilig binne-in. Stilweg draai my sag en stil, presies waar hy my hê wil. En as die storms oor my breek, fluister hy, moenie vrees. In sy arms vind ek rus, daar waar vrede altyd is. Stilweg draai hy my deur elke dag, deur die donker nag, deur elke slag. As my krag verdwyn en hoop raak min, hou sy liefde my veilig binne-in. Stilweg draai my sag en stil, tot ek by sy voete kniel. Halleluja. Goeienaand, Suster Samantha. Salle bos, deur 'n donker wêreld, donker wolke, van lef voor die son. Die storm dryf, die winde waai, teen die golwe oor die see. Maar teen die horizon, sing ek die koning wat kom. Goeienaand, broer Ben. Hy kom op die wolke, hy draai met die veer, en sê vir die berge, daarop, en dan jou in die diepblauwe see. Hy kyk na die water, en skeer dit in twee. En vir my hand het hier die koning sy lewe
Hier staan ek in hierdie donker wêreld, en deur die donker wolke gewaar ek vir die son, en waar ek oor en om my kyk, Goeienaand, Suster Isabel. verlore. Maar die wie soek sal vind, die kinders van die wind, moet weer die koning kom. Hy kom op die wolke, hy praat met die vee, hy sê vir die berge, staan op en breng jou in die osie, hy kyk na die waters, hy is heerlik en twee, en vir my hart, hier is koning, sy lewe hy klop die see en vir my hart het hy hier die koning sy lewe kom gee. Hy kom op die wolke, ja, ek weet my kom, ek hoor op die brandhaar, ek sê vir die berge, Goeienaand, Suster Liana. Geniet dit saam met ons. Goeienaand, broer Reinier. Ek heb 'n Boetie Jarmse gesien, nou sien ek hom nie. Ek seker is hy of Suster Amy. Welkom, welkom. Ons het julle so gemis. Oh, halleluja. Ja, broer Ben, long time no see. Wanneer die nachtligte flauw oor die pad lê, en die wêreld so groter as ek voel, as die mens weer my hart vol vrees maak, en ek wonder of u my nog sien. Op die grond sien ek skaduwees groei, in my kop hoor ek stemme van twyfel, maar die gees fluister diep in my siel, kyk op my kind, jy is nie alleen nie. En ek weet, al sien ek dit nie nou, u hang hou die hemel en my hart vas. Ek slaan my oor die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Hey, Pastor Job. JJ, hoe gaan het? Man, het is goed om jou te zien, halleluja. U laat my voete nooit gly nie, u slaap nie, u sluim my nooit. My hulp kom van die Here, hy waak oor my. Oh, halleluja. Waak oor my. As ek ry
Goeienaand, broer en suster Pieter. Halleluja. Gebroken as ooit lyk. In die hitte van al my vrae, wanneer antwoorde ver en stil voel, kom jy nader soos 'n sagte karobries, en jy fluister, moenie vrees nie. Ek is hier. Amen. Ek weet, al voel ek nog so klein. Goeienaand, Suster Rachel. Goed, Pastor JJ. Die Here is op die troon. Halleluja. My hoop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom Van die Here, Skepper van hemel hemel en op aarde. U laat my voete nooit gly nie. Amen. Slaap die sluimer nooit. Oh, prys die Here. Kom Van die Here. hy waak oor my. Dankie Here. Waak oor my. Dankie Jesus. Hy is my skadu in die helde karoson. Hy is my skuld in die diepste nag. Oh, prys die Here. Waar my uitgaan, Ja. my ingaan. U hou my lewe in die hand. You are the shade in my right hand. You are the peace in my midnight hour. You keep my coming and my going. You are my keeper. You are my power. Oh, halleluja. My hoop na die berge, my hulp vandaan. Oh, halleluja. Goeienaand, Suster Elsie. Oh, prys die Here. My hulp kom nie van mense nie. My hulp kom van God en God alleen. Halleluja. Oh, van die Here. Hy waak oor ons. Halleluja. Dankie Here. Hy waak oor Dankie Here. Prys sy naam. Amen, Suster Jolandi. My suster van gister, vandag my vrou. Halleluja. Oh, halleluja. Elke tree waar hy my lei, wanneer ek val of struikel, vat God my hand. Halleluja. God is my skuilings, my plek waar ek kan rus. Ek hoef nooit te twyfel, niks kan my van God skei. Sy liefde dra my Elke dag. en hou my veilig vas. Oh, halleluja. Ek vind my krag in God, hy is my ewige lewe. God is my lig, my hoop, my rede. Elke seisoen, Oh, elke halleluja. Sy liefde hou Dankie my staan. Jesus. Ek is leeg sonder my Heer. God woon in my, sy hande vorm my. Halleluja. Wat vandag donker lyk, is helder saam met God.
my elke dag. Goeienaand, Suster Eila. Veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. Ek vind my krag in God. Hy is my ewige lewe. Sy liefde dra my elke dag. Sy liefde dra my elke dag. En hou my veilig vas. En hou my veilig vas. Dankie, Here. Krag in God. Oh, dankie, Here Jesus. My ewige lewe. Halleluja. Dankie, Here. Hy het my hart weer heel gemaak. Dankie, Here. Hy het my lewe aangeraak. Wie kan saamstem daarmee? Halleluja. Siel weer skoon gemaak. Perfek. By hom het ek vir altyd plek. Hy het my trane afgevee. Hy het sy woord vir my gegee. Hy het beloof as ons glo in hom. Sy broer Boetie. Kan nie wag nie. Halleluja. Oh, Vader, vat my hand, en wys my die pad hier hou my voete op die grond. die liefde dra. Goeienaand, Suster Marisa. Vader, Vat my hand, my hart en verstand. Oh, halleluja. die genade maak my vry. Ek het my lewe teruggekry. Hy het die storm stil gemaak. Hy het ons lewens vervolmaak. Hy het gesterwe ook vir jou, vir my, dat ons die ewigheid kon kry. Dankie, Here. Vader, Vat my hand, en wys my die pad. Asseblief, Here. hier hou my voete Op die grond. die liefde Dra my rond. Vader, Vat my hand, asseblief, Here. my hart En verstand. die genade maak my vry. Ek het my Lewe teruggekry. Kom Vader, vat my hand, en wys my die pad, en wys my die pad. Op die grond. Voete op die grond, die liefde dra Dra my rond. Vader, vat my hand, my hart en verstand, my hart en verstand. Yes, Lord. Maak my vry, ek het my lewe Teruggekry. Ja, kom ons verbly ons in die Here. Halleluja. Prys sy naam, prys sy naam, prys sy naam. Amen. Prys die Here, Suster Johanna. By jy gebly het, die swaar wat jy gekry het, het wel voorbij gegaan.
Yes, die lied is vir jou, Sister Johanna. Yes, Lord. Oh, hy is getrou, halleluja. Jy vergeet nooit die verlede, want die lewe op jou naam. En daarom kan jy vandag weer glimlach, die nuwe môre in wag, met vreugde in jou hart. En jy verblij jou in die Here, elke dag gaan soveel vreugde bring. En as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here, kom op vandag verblij jou vreugde vier. Oh, halleluja. In jou hart en jy vrede, elke dag kan vrolijk wees. Jy kan dit nie verloor nie en jy weet het, niemand kan jou keer nie, Oh. al loop jy deur die Halleluja. jou blydskap kan niemand by jou steel, Steel nie. jou lewe vir jou reël nie. Oh, yes, Lord. En jy leef in die oorwinning van die Here, want in deur jou lewe met die lig en waarheid bring. Oh, yes. Die vrye wêreld lê hier aan jou voete, Voete. jy's op die regte roete, en daarom kan jy sing. En jy verblij jou in die Here, elke dag het soveel vreugde bring. En as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here, kom op vandag verblij jou vreugde. Oh, yes, Lord. In jou hart en jy vrede, elke dag kan vrolijk wees. As die storms van die lewe met 'n aardbol raak, lê jou krag hier by die Here, hy neem jou aan die hand. Jy verblij jou in die Here, elke dag wat soveel vreugde bring. En as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here, kom op vandag verblij jou vreugde vier. In jou hart en jy vrede, elke dag kan vrolijk wees. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Amen. Prys die Here, halleluja. Welkom, welkom aan elke Facebook kyker. Elke WhatsApp luisteraar, ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus. Die naam bo elke naam. O, prys die Here. O, dis wonderlik om weer so saam te kan kuier. Halleluja. Broer Ben, Suster Anita, baie geluk met julle huwelik. Dat julle 'n besluit gemaak het om een te word in die Here. Halleluja. Prys die Here. 'n belofte wat julle mekaar gedoen het voor die Here. Ons wil julle net geluk wens en mag daar mooi en geseënde jare voorlê. Amen. Baie mooi jare. As ons regtig die Here in ons lewe het, sal ons huwelike staande bly. Amen. Prys die Here. Ek wil net 'n lied gou kry sodat ons kan begin. Met liefde, broer, met liefde. Ja. My vrede is in God. Yes. My lewe is in Hom. Oh, yes, Lord. Ek kan rus in sy arms, waar ek altyd veilig voel.
Ja, Here, dankie daarvoor. God vertroos, God genees, uw genade bly groot. Oh, halleluja. As die wêreld raas, hoor ek u sê, wees stil en weet dat ek God is. Oh, halleluja. Dankie, Ek Here. het u nodig, Altyd, Here. Altyd. elke dag, elke uur. Wow, halleluja. Wanneer die lewe my sny, sal u my wonde. Oh, dankie, Here. Wanneer my geloof wankel, hou u my vas. U fluister my naam, ek hoef net te luister. Yes, Lord. Oh, God vertroos, God genees, uw genade bly groot. oh, yes, Lord. As die wêreld raas, eer ek u sê, wees stil en weet dat ek God is. Halleluja. God vertroos, God genees, uw genade bly groot. As die wêreld raas, hoor ek u sê, wees stil en weet dat ek God is. Amen, amen. Daar is niemand soos hy nie. Niemand sal ons lief hê soos wat hy ons lief het nie. Niemand. God is God. Hy het my en jou geskape en hy is lief vir ons. Hy het 'n prys betaal vir my en vir jou sodat ons kan lewe. Halleluja. Amen. Prys die Here. Oh, dankie Here. Here, ons bid vanaand dat U hierdie samesyn sal seën, U woord sal seën. Here, dis nie my woord nie, dis U woord, Here. My woord leef in ons, Here. En solank U woord in ons lewe, Here, kan ons vra net wat ons wil en ons kan dit verkry, sê die woord van die Here. Halleluja. Dankie Here. Dankie Here dat U eerste is, ons laaste is en dat U spreek, Here. Ek is net 'n spreekbuis vanaand en ek dank U daarvoor. Ek bid dat die Gees van God werklik net sal julle harte sal aanraak vanaand. Ek bid dat elkeen se ore geopen sal wees om te hoor wat die Gees van die Here wil sê. Wat's dit? En ons bid ook vir Ben, Ons bid vir broer Ben, dat er oor tyd met sy kinders deurgaan. ja, wat 'n rowwe tyd deurgaan. Ons het nie nodig om te weet spesifieke goeders nie, maar die storms wat jy deurgaan, die Here is met jou. Hy vat jou swak hand in sy sterke, hy sal jou staande hou, sodat jy nie sal val nie. Onthou net, hy sal jou nooit begewe, hy sal jou nooit verlaat nie. Ons staan op sy woord, want sy woord is waar en sy woord is waaragtig. Hy het jou lief met 'n ewige liefde. En hy sal nie sy kinders wees agterlaat nie. Amen. 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 Ja, Here, vul sy beker vanaand, halleluja. Vul sy beker. En vanaand wil ek 'n gedeelte lees uit Galasiërs 1. Hoekom ek hierdie gedeelte wat die Here so op my hart lê? Jy weet, baie maal stap ons 'n pad met mense en dan skielik dan verander hulle, ek sal nie sê van geloof of wat ook al nie, maar
dan val hulle terug in sekere goedes in, want iemand het hulle koppe bietjie de mekaar gemaak, want party mense het is bietjie wyser as party ander mense met sekere dinge, en dan kom hulle en hulle draai jou kop so bietjie, en dan dink jy, joh, ek moet verander, en ek moet dit doen, en dat doen om die Here te impress, en al sulke goedes. Ons het nie nodig om die Here te impress nie. Ons moet glo dat Jesus Christus gebore is uit 'n maagd. Hy het 'n dood gesterwe wat ek en jy moes gesterwe het, en hy het aan 'n kruis gehang, vir my en vir jou. Maar die beste van alles, hy het die dood oorwin, en hy het opgevaar, en net soos wat hy opgevaar het, sal hy weer terugkom, en ek glo dit met my hele hart. Te veel dinge in my lewe het al gebeur, dat ek nie kan glo nie. Amen. Nou Paulus begin hierdie brief so. Paulus apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. Hoor mooi wat sê Paulus hier vanaand. Hy is nie deur mense geroep nie, hy is deur God geroep. Dis die wonderlikste van alles, nie my skarreboel. Amen. As die Here jou roep, Amen. kan mense doen net wat hulle wil. Maar ek wil vir jou sê, dat God het 'n plan met elkeen van ons lewens. Hy roep ons vir 'n sekere taak. En net deur die krag wat hy ons gee, kan ons hierdie taak verrig. Amen, prys die Here. Nie deur mense nie. Hoor mooi, hy's nie 'n apostel omdat 'n mens hom 'n apostel kan maak. Daar's te veel mense wat hulle apostels noem en profete noem en 'n prophet this en prophet that en apostle this en weet jy wat? As God jou nie 'n apostel maak nie, moenie dit uit jouself uit doen nie. As hy jou nie 'n profeet gemaak het nie, moet dit nie self uit jouself uit doen nie. Baie gevaarlik. Baie gevaarlik. Die Here stel aan wie hy wil en hy haal af wie hy wil. Amen, dis waar. Dis wat die skrif sê. Hy sê, en al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië. Nou, dink bietjie mooi as hy praat van gemeentes. Hoor mooi, van Galasië. So Galasië het nie net een gemeente gehad nie. Dink mooi daaroor. Hoekom sal hy sê, en aan al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië, gemeentes. Daardie man was 'n besige man. En weet jy dat daar baie gemeentes vandag is, wat in verwarring is, deur mense wat 'n klomp goed preek, en hulle haal nogal die Bybel aan, en dan maak hulle mense te mekaar. Nou wil hy met hulle praat en hy sê, wat homself, hy sê genade vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus, hoor mooi, wat homself gegee het vir ons sondes. Hy het homself gegee vir ons sondes. Hy het nie sonde gehad nie, vir ons sondes. Hoor mooi, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld. Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Ons is gered uit hierdie teenwoordige wêreld van sy boosheid, van al die sonde wat 'n mens doen. Hy is die een wat ons daaruit red, sodat ons anders kan lewe. Is dit nie so nie? Hy maak ons nuwe skepsels. Ou dinge het verbygegaan, alles het nuut geword, halleluja. Sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons God en Vader. Dis sy wil dat ons gered moet word. Dis sy wil om ons uit hierdie bose mag
van Satan uit te ruk. Dis sy wil. Sy wil is nie net heiligmaking nie. Sy wil is nie net dankbaarheid nie. Sy wil is ook dat ons gered moet wees. So lief het hy ons. Hy sê aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Wie kom die heerlikheid toe? Aan die Here van die leerskare. Die heerlikheid kom nie my toe nie. Kom nie my vrou toe nie. Kom nie na enige pastoor toe nie. Enige prediker toe nie. Die heerlikheid kom net aan God toe. Amen. So sal dit wees. Daar's nie 'n ander manier nie. Hy kry die lof, hy kry die eer, hy kry die aanbidding vanaand. Ek is 'n spreekbuis. Ek wil net vir julle ietsie sê. As hy nie deur my spreek nie, wil ek nie spreek. Amen. Want ek soek nie eer nie. Ek wil die eer aan hom gee. Niemand anders nie. Hy sê, ek verwonder my, vers 6, dat julle so gou afvallig geword het. Hoor wat sê hy so? Party mense het afvallig geword, van wat? Baie mense glo nog. Maar hoor wat sê Paulus vanaand hierso. Ek moet dit oordra, iemand moet dit hoor. Daar is dalk iemand wat luister vanaand wat met iemand 'n bespreking gehad het of met iemand gepraat het en jy weet dat jy moet daardie persoon op 'n manier terug antwoord en jy weet nie hoekom nie, jy weet nie hoe nie. En die Here wil iets in jou hart plaas vanaand sodat jy daardie persoon kan antwoord. Ons hoef nie altyd dadelik die antwoorde te hê nie. Die Here is die een wat vir jou antwoorde gaan gee. Op die regte tyd sal jy die woorde spreek soos wat die woord sê. Hy sal die woorde in jou mond lê op die regte tyd. Op die regte tyd sal die Here vir jou iets gee vir iemand wat dit nodig het. Hy sê, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie. My broer, my suster, my vriend, liewe luisteraar, kyker op Facebook, daar's een evangelie. Een. Daar is nie 'n ander evangelie nie. En Paulus verwonder hom, die mense wat hy na die Here toe gelei het, dat die Here party mense gered het, maar dat ander mense hulle tot verwarring gebring het na 'n ander evangelie toe. 'n Evangelie wat Paulus nie vir hulle gegee het nie. En Paulus het van God ontvang, nie van mense nie. Hy sê hierso, van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het na 'n ander evangelie toe. Hy sê, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Kan ek ook ietsie sê? Daar's te veel mense, te veel kopkennis het, wat ander mense se koppe wil swaai om, soos hulle dit kan dink, soos hulle glo. Ek het opinies, my opinie tel nie. Almal het dalk 'n opinie vanaand oor iets, maar ons opinie tel nie. God se tel vanaand, niemand anders nie. Kan ek julle vandag iets sê? Te veel mense het opinies, maar hulle vergeet dat die Here die laaste sê het oor alles. Daar's een evangelie en dis die evangelie van Jesus Christus. Geen ander evangelie. Hy sê, maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met dit wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking word. Bro Boetie, ja, ons almal wens dat Suid-Afrika hierdie ding moet hoor. Nie hierdie ding nie, maar hierdie
woord moet hoor. Weet, Suid-Afrika het so vervul. Party mense het gedink hulle witvelle is hulle one-way ticket hemel toe. Kan ek vir jou sê, dit is nie so nie, dat is een evangelie, dis Jesus Christus, hy red nog, hy genees nog, hy doop nog met sy Heilige Gees, maar ons moet ons lewe vir hom gee. Ons moet sê, Here, hier is ek, vat my, verander my, U is die pottebakker, ek is die klei, al maak het hoe seer, Here, sny af wat afgesny moet word. Ek gaan vir julle so ietsie gee vanaand, wat so op my hart gelê is. Heiligmaking, as ons na die oorspronklike taal van die Grieks gaan, dan beteken dit afsny, om te sny, af te sny. Soos my vrou, as sy nou groentes en goedes maak, en sny sy daai goed so, dan skuif sy dit een kant, sny sy dit so, dan skuif sy dit een kant toe. Dis wat dit beteken. Die Here sny dinge uit jou lewe uit en skuif het uit, skuif het uit, skuif het uit. Ja. Hoor mooi. Ons moet baie versigtig wees as dit kom by die werk van die Here. Ons kan nie net dinge sê en dinge doen wat ons dink wat reg is nie. Ons doen wat God sê wat reg is. Hy sê, en al kom iemand met 'n ander evangelie, al kom hy soos 'n engel van die lig, al kom hy met die mooiste, slimste woorde. Ek wil vir julle vandag sê, vertrou niemand. Vertrou net die Here. En as jy die Here vertrou, sal jy weet as iemand met jou praat, of dit van die Here is of nie. Party mense kom met vroom gesigte. Party mense kom soos die engel van die lig. Ja. Ons moet so versigtig wees. Want as hulle met 'n ander evangelie kom, wat nie iets te doen het met Jesus Christus nie, laat daardie persoon vir jou 'n vervloeking wees. Dis wat Paulus hierso sê. En hy het dit gesê met die krag van God. Hy het dit gesê onder die leiding van die Heilige Gees. Hy het dit nie uit sy duim uit gesuig nie. Hy het gepraat soos wat die Gees van die Here gesê het hy moet praat. Dis hoogtyd dat mense moet ophou dink wat ander mense dink. Ons moet bekommerd wees wat God van ons dink. Amen. Nou sal ek seker moet bedaar voordat my vrou vir my sê, bedaar. Ek raak excited, want hierdie woord is waar en waaragtig. Het gaan vir ons stel eendag of teen ons stel. Ons moet dit een ding onthou. Hy sê, soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Die evangelie wat julle ontvang, wat julle vrygemaak het van hierdie stuk vleis wat jou vashou om dinge te doen wat jy nie wil doen. As daardie evangelie jou nie kan vrymaak nie, is dit nie 'n evangelie van Christus nie. Christus het gekom om ons vry te maak van begeerlikhede. Hy het ons vrygemaak van goed wat ons vashou, onvergewensgesindheid en sondes. Baie mense sal sê, dis sonde, dis sonde, dis sonde. Weet jy wat is die grootste sonde as jy die woord van die Here lees? Die grootste sonde is wanneer jy nie glo in Jesus Christus nie. Hy sê van die Heilige Gees, wat hy vir ons gaan stuur, sê vir die apostels, as die Heilige Gees kom, die trooster kom, gaan hy julle leer. Hy gaan julle oortuig van sonde, omdat julle my nie ken, omdat julle nie my glo. So die eerste ding is, grootste sonde is wanneer ons Jesus Christus verwerp en nie in hom glo. Ons, weet jy wat doen ons? Ons dink Jesus en dit gaan ons red. Jesus en ons goeie werke gaan ons red. Nee, dis net Jesus en sy genade. As Jesus in jou is, vloei daai anyway.
goeie werk uit ons uit. Ja, dis waar. Of ons nou daarvan hou of nie, jy kan nie anders as net goeie dinge doen nie, as Jesus met sy gees in jou woon nie. Hy bid dan, hy sê, ag Vader, ek bid, laat hulle een kan word, soos wat ek en u een is. Hy wil hê ons moet een wees met hom, een, sodat ons kan leef en praat soos hy. Halleluja. Amen. Hoor wat sê Paulus hierso. Hy sê, soek ek dan nou die guns van mense of van God? Goeie vraag, né? Soek ons guns van mense of soek ons guns van God? Weet julle wat? Ons moet ophou om guns by mense te soek, want mense stel ons teleur. Ja, dis waar. Jy kan nie almal tevrede stel. You can't impress everybody. Party mense gaan jou haat, party mense gaan jou lief hê. Vir die waarheid gaan jy baie seer kry. Maar ons is nie hier om guns te wen by mense nie. Ons wil guns wen by God. Hy sê, of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Hoor mooi, as ek hier is om julle te behaag, werk ek nie meer vir die Here nie. Dan werk ek vir myself. Dan wil ek goed voel. Want ek wil hê mense moet my oplig. Mense moet kan sê, daai ou stinker, Jesus, jy moet daai ou hoor, man. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy as die gekruisigde een. Hy wat sy lewe vir my en jou gegee het. Het ek nog tyd hierso? Ja, ek het nog tyd. Hy sê, maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Ons dank die Here, dat hierdie evangelie nie van die mens nie, is nie. Dis van die Here en die Here alleen. Hy sê, want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. As jy eers 'n openbaring van Jesus Christus ontvang het, wie en wat hy is, sal ek jou vandag beloof, jy sal nooit weer probeer om iemand te impress nie, jy sal nooit eers weer probeer om iemand te oortuig nie. Jy sal laat die Here daardie werk doen. Al wat jy gaan doen is, Here, hier is ek, gebruik my, spreek deur my, en die hartsnare sal anyway aangeraak word. Want die Here doen die werk. Al wat jy is 'n instrument in sy hand. Is dit nie so nie? Prys die Here, man. Hy sê, want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruit gegaan het, bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek veral 'n ywerraar was vir die oorlewering van my voorvaders. Ons het almal 'n getuie. Ons het 'n getuie wat die Here ons uitgehaal het. Ons het 'n getuie waar ons God belaster het op 'n tyd. Dan kan ons op 'n tyd mense sê, onthou julle daai ou. Daai ou wat dit gedoen het. Hy's nou dood. Ek is 'n nuwe skepsel in Christus. Halleluja. Ek het dinge gedoen wat nie reg was nie. Net die Here kom my verander. En in daai noot wil ek julle iets vertel. Ek was maar 'n groot rasis gewees in my lewe. Ek dink baie van ons was. En ek dink dis net alles omgekeerd, maar ek is nie om politiek te praat nie, maar ek het my vakleerlingskap gedoen by 'n groot maatskappy. En ja, dis my verlede, maar dis 'n getuie. En die swartes het geweet, ja, ek was maar nie baie goed teenoor hulle nie.
En toe die Here my red, en ek sal vir jou sê, as die Here 'n ding doen, dan doen hy hom, man. Ek was nog nooit so excited om my lewe soos wat ek nou is nie. En eendag kom die swart voorman verby my geloop, verby my masjien. En hulle het my daai tyd Davita genoem, die swartes. En hy stop so, hy kyk so, hy sê, hey Davita, ek wil jou iets sê. Hy sê, ek het nooit geglo daar's 'n Here nie. Hy sê, maar nou glo ek, daar moet 'n Here wees, want net die Here kon jou verander het. Amen. My broer, my suster, daardie woord het ek geweet, dit moes gebeur het, want die Here wou my gewys het, God verander my, ek het myself nie verander nie, hy het my verander. It's Jesus on the inside, he's moving on the outside, sodat almal kan sien wie God is. Oh, prys die Here, man. Ons moet ophou om vas te hou aan dit wat ons paas en maas gedoen het. Ons moet toelaat dat God ons verander. Sê nie ons paas en maas is verkeerd nie, maar daar is sekere dinge in geestelike aspekte wat hulle glo wat reg was en wat hulle probeer om ons te oortuig, maar onthou een ding. Hulle was nie altyd reg nie. Al wat reg is die Gees van God. Hy sê maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het, van die skoot van my moeder af, en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar. Ek het nou die dag vir die gemeente gesê, daar's 3 wat getuig in die hemel, 1 Johannes 5, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, hierdie 3 is 1. Waar is die seun? Die seun moes weer word wat hy was in die begin. In die begin was die Woord was by God, die Woord was God. En toe hy opvaar in die hemel, toe moes hy weer die Woord word. Die 3 in die hemel is 1. Ek en jy moet seuns en dogters van God word. Ons moet Jesus Christus, die Seun van God, openbaar aan mense, sodat hulle kan sien hoe hy lyk en hoe hy praat en hoe hy dinge doen. Ons moet sy karakter vorm. Ons moet hom openbaar aan die wêreld. Nie meer onsself nie. Dis hoekom ons sterf aan onsself. Hy sê om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik die vlees en bloed nie geraadpleeg nie. Ek raadpleeg nie meer vlees en bloed nie. Ek raadpleeg die Here. As ek 'n probleem het, of ek het vra, dan raadpleeg ek God. Amen. Prys die Here. Ek gaan afsluit met hierdie laaste gedeelte wat sê, julle kan self die res lees. Hy sê hierso, hulle het net gehoor, vers 23, hy wat ons vroeër vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei. En dan sluit hy af met vers 24, hy sê, en hulle het God verheerlik in my. Hulle het God verheerlik in hom. Kom ons verheerlik die Here wat ons verander het. Want as ons mense kan sien wat soos God leef en soos God beweeg, want sy krag is die een wat maak dat jy doen wat hy wil hê jy moet doen. Die Gees van God, die krag van God wat in ons leef, werk deur ons, sodat ander mense hom kan verheerlik in ons. Dit beteken, hy woon in ons. As hy nog nie in jou woon, dat jy self kan verander en self kan sien, die man in die spieël, die vrou in die spieël, is nie meer dieselfde nie. Dan weet jy, die Here het sy werk gedoen.
sodat God jou kan gebruik en my kan gebruik om ander mense na die Here toe te trek. Amen. Amen. Prys die Here. Is daar enigiets van jou kant af, my skarreboom? Goeienaand aan elkeen van julle. Ja, ons het lanklaas het ons live gehad, ons het lanklaas gepraat. Maar dit was 'n bietjie 'n rowwe tyd gewees. Maar ja, ons is hier en ek wil net graag my boodskapie gee wat ek nou aan julle wil oordra vanaand is. God kan enige lewe verander. Amen. Wanneer Jesus jou roep, gee hy ook die krag om in waarheid en gehoorsaamheid te wandel. Bly vas in die ware evangelie en moenie toelaat dat die wêreld jou van God se waarheid af wegtrek. Yes, amen. En ek wil vir elkeen van julle sê, ek is so dankbaar dat ons hier kan wees vanaand. Hier kan wees, ons is bevoorreg om saam met julle die woord te kan deel en oop te kan breek. En wil ook net vir elkeen sê, ons is lief vir julle. Amen. Ja, ek kan sien baie het ons gemis en ons het julle gemis. Baie. En julle moet 'n wonderlike naweek hê. Mag die Here julle seën en mag hy julle net vashou. En dan, as dit die Here se wil is, dan sien ons mekaar weer Sondag aand. Amen. Prys die Here. DV Sondag aand 6:00. Lief vir julle. Lief vir elkeen van julle. Kom ons hoor die laaste lied, halleluja. Wanneer my pad verdoof van die nag en ek twyfel aan elke tree, as ek nie weet wat die rigting reg is nie, hoor ek die stem wat sê, moenie vrees nie, moenie weghardloop nie, ek is nader as jou asemteug. Amen, amen. Hy sal my onderrig, hy sal my lei, die weg wys waar ek moet gaan, hy gee my raad, hy hou my vas, met die oog steeds op my gerig, ek is nooit alleen nie. Amen, dankie Here. Met die oog op My, deurdraaie wat ek self gekies het, en wonde van gister se keuses, was hy geduldig, sag en getrou, die genade bly my beskutting, amen. selfs as ek struikel, selfs as ek val, is die stem steeds hoorbaar oor alles heen. Hy sal my onderrig, hy sal my lei, die weg wys waar ek moet gaan, hy gee my raad, hy hou my vas, met die oog steeds op my gerig, ek is nooit alleen nie. Nooit. Met eeuwig op my, nie my wysheid nie, Amen. my krag nie, Oh, halleluja. die waarheid Oh, prys die Here. in my hart, elke tree, elke dag, Oh, halleluja. hy sal my onderrig, hy sal my lei, tot ek veilig bystaan, Halleluja.
U gee my raad, U los my nooit. Nooit. Oog bly op my gerig tot die einde toe. U oog op my. Ek volg die lig, ek rus in die plan. My God, my gids, my oog op U. Amen, halleluja, prys die Here. Mag die Here elkeen van julle behoed, mag hy julle bewaar, mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees, mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan. Mag julle 'n soete nagrus hê. En mag julle weet, julle oë oopmaak môreoggend. Is dit nie omdat jy goed is nie, maar omdat God jou nodig het, sodat hy jou kan gebruik, want iemand is daar buite wat jou en my nodig het. Loof die Here. Soete nagrus vir elkeen van julle. Baie Jesus liefde aan almal van julle. En ons kyk uit weer Sondag aand DV 6:00. Amen. Amen. Prys die Here, mooi aand.